Welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Taxbreak. Hierdie is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingkundiges en praktisyns. My naam is Pieter van der Swan en in elke episode gesels ek oor 'n onderwerp of 'n onlangse ontwikkeling in die veld van Suid-Afrikaanse belasting. En ek doen dit in Afrikaans. Ons onderwerp vir vandag is artikel 42 van die Inkomstebelastingwet. En dis 'n bepaling waar ek dink heelwat adviseurs nogal van hou en geneig is om te gebruik. Ek dink egter wel daar is 'n risiko dat mense nie noodwendig bewus is van die koste daarvan om 'n artikel 42 transaksie te gebruik. So anders as byvoorbeeld iets soos artikel 45 waar die reëls definitief en duidelik sê, as jy hierdie verligting gebruik, moet jy vir die volgende 6 jaar deel vorm van dieselfde groep van maatskappye. Is artikel 42 se koste dalk nie so ooglopend nie. So dis ons fokus vir vandag, om so 'n bietjie daai koste van artikel 42 te oorweeg. Voordat ons dit doen, kom ons vat net gou weer saam, wat is artikel 42 presies? So artikel 42 is een van die korporatiewe reëls, en die korporatiewe reëls is 'n stel reëls wat daarvoor voorsiening maak dat wanneer jy 'n herorganisasie doen, jy dit op 'n belastingneutrale manier kan doen. So in anders gestel, wanneer 'n persoon 'n bate oordra, maar ekonomies nog steeds 'n belang in daai bate behou, so jy het nie regtig gedisinvesteer van die bate nie. En die rede hoekom jy die oordrag doen is om jou struktuur meer effektief te maak. Dan behoort belasting nie vir jou 'n hindernis te wees nie. En dis juist die doel van artikels 41 tot 47 van die Inkomstebelastingwet, om dan nou oorrolverligting te gee vir sekere tipe transaksies wat aan hierdie kriteria voldoen. Goed, so as ons kyk na artikel 42, dit gaan oor bate vir aandeel transaksies, of in Engels asset for share transactions. 'n Bate vir aandeel transaksie daar's 'n paar vereistes en ek gaan so een of twee van hulle uitwys. Daar's natuurlik heel wat meer detail en nuances wat hier onder sit as mens eers in die detail in begin delf. Maar dis 'n transaksie waar 'n persoon, en die wetgewing skryf nie vir ons voor wie moet daai persoon wees, 'n bate beskik en hierdie bate moet 'n wins in hom hê, so die markwaarde van die bate moet meer wees as sy belastingkoste. Die bate, daar is sekere uitsluitings wat die bate nie kan wees, soos byvoorbeeld persoonlike klandisiewaarde of restraint of trade. Die persoon moet hierdie bate beskik of oordra aan 'n maatskappy wat vir doeleindes van vandag se gesprek 'n inwonermaatskappy sal wees, en die inwonermaatskappy moet as vergoeding vir die bate ekwiteitsaandele oordra aan die persoon. Nou, so met ander woorde, die persoon ruil sy bate en hy kry 'n ekwiteitsaandeelbelang in die maatskappy. Die bepalings gaan dan nog verder om te sê, maar hierdie ekwiteitsaandeelbelang moet 'n kwalifiserende belang wees. En daar's weer eens 'n definisie om te sê, maar hoeveel aandele of hoe moet hierdie aandele lyk om 'n kwalifiserende belang te wees. Die gedagte is nie om vandag in die detail van die definisie in te gaan nie, maar ek dink dit gee julle dalk net so 'n bietjie van 'n idee van die tipiese transaksie wat vir artikel 42 se verligting sal kwalifiseer. Hierdie bepaling word redelik baie gebruik om bates in 'n maatskappy in te skuif, of dan nou ook om houermaatskappy strukture daar te stel. So tipies as ek hou 'n aandeel in 'n maatskappy en ek wil graag 'n houermaatskappy tussenin gaan, of houermaatskappy struktuur tussenin gaan opstel, kan ek artikel 42 gebruik om te sê ek dra my aandeel in die maatskappy aan 'n nuwe maatskappy, die houermaatskappy oor. Die houermaatskappy hou nou hierdie aandeel en die houermaatskappy in ruil gee vir my ryk aandele aan my uit. So dan hou ek die aandele in die houermaatskappy hou die aandele in die maatskappy waarin ek voorheen my belegging gehou het. Goed, kom ons kyk na die verligting wat artikel 42 vir ons gee. As ons gaan kyk na die persoon wat die bate oordraas uit daai persoon se oogpunt, sê artikel 42 vir ons, daai persoon word geag om hierdie bate aan die maatskappy oor te gedra het vir 'n bedrag gelykstaande aan die belastingkoste van die bate. So as ons 'n
'n eenvoudige voorbeeld vat om dit dalk so bietjie meer prakties te maak. Ek het 'n gebou wat 10 miljoen rand werd is. Ek het 1 miljoen rand vir hom betaal. Ons aanvaar vir nou, ek het geen toelaas of salutasie op die gebou geëis nie. So as ek hierdie gebou teen sy 10 miljoen rand waarde sou gaan verkoop het ek 'n 9 miljoen rand kapitaalwins gehad waarop ek belas sou word. So die effek van artikel 42 deur te sê, maar ek gaan nou geag word om dit teen die miljoen rand te verkoop, is dat die opbrengs en die basiskoste is gelyk en daarom het ek nie 'n onmiddellike kapitaalwins nie. Dit gaan dan ook verder om te sê, maar as ek toelaas geëis het op hierdie gebou, dan is daar geen verhalings van die toelaas wat ek geëis het nie. As ons dan oorbeweeg na die maatskappy wat my bate kry, hierdie maatskappy word geag om die bate te kry met dieselfde belastingeienskappe as wat die oordraer gehad het. Wat betref die datum waarop die bate verkry is, die koste wat in die bate verkry is, die toelaas wat reeds geëis is, en die toelaas wat potensieel in die toekoms verhaal kan word. So as ons dalk 'n voorbeeld vat om dalk net so bietjie die toelaas effek te illustreer. So ek het weer, kom ons begin maar weer met 'n gebou. Hy het 'n koste van 1,5 miljoen rand. Ek het 500 000 rand se toelaas op hom gaan eis. So dit gee vir ons, as ons tegnies gaan kyk, 'n basiskoste van 1 miljoen rand. Wat is die 1,5 miljoen rand wat ek vir die gebou betaal het, minus die 500 000 rand wat ek reeds as 'n aftrekking daarvan geëis het teen my inkomstebelasting of teen my belasbare inkomste. So ek dra 'n bate met 1 miljoen rand se belastingwaarde oor aan die maatskappy. Hierdie maatskappy kan dan die oorblywende toelaas van 1 miljoen rand gaan eis, nie die 1,5 miljoen rand weer nie. En wanneer die maatskappy die bate verkoop, hierdie gebou sou gaan verkoop, kan dit potensieel die miljoen rand wat dit self geëis het, sowel as die 500 000 rand wat ek voorheen as toelaas geëis het, kan 'n verhaling vir die maatskappy gaan wees. En dan die laaste implikasie, en ek dink hierso is waar die versteekte koste van artikel 42 regtig inkom, en dit is om te sê, die persoon wat die oordrag van die bate aan die maatskappy maak, word geag om die aandele wat hy in die maatskappy kry, so met ander woorde daai vergoedingsaandele, teen 'n bedrag gelyk aan die basiskoste van die bate te kry. En die maatskappy se toegevoegde belastingkapitaal, of kom ons noem dit nou maar by die Engelse naam wat ek dink almal ken, die Contributed Tax Capital, die CTC, neem ook toe met die belastingwaarde van die bate. So, om vir julle te wys, of dalk te illustreer waar die versteekte koste dan inkom, kom ons gaan terug na my oorspronklike voorbeeld sonder toelaas en daai goed wat dit so bietjie meer kompleks maak. Ek het 'n gebou van 10 miljoen rand markwaarde, 1 miljoen rand se koste. So as ons aanvaar, daar's geen verskil in waarde tussen wat ek oordra en wat ek kry. So daar's nie, soos wat die Engelse wetgewing daarna verwys, 'n value mismatch nie. En dis 'n onderwerp vir 'n ander dag nog. Dan behoort die aandele wat ek terugkry 10 miljoen rand werd te wees. So ek het my gebou wat 10 miljoen rand werd was ingesit, nou kry ek 'n aandeel wat 10 miljoen rand werd is, en hierdie aandeel het 'n basiskoste van 1 miljoen rand, wat die basiskoste van die gebou was wat ek ingesit het. So in die aandeel, as ek hom eendag gaan verkoop, sal daar 'n 9 miljoen rand kapitaalwins ontstaan. As ons dan net 'n vlakkie afkyk na die maatskappy toe, binne in hierdie maatskappy sit daar 'n eiendom wat 'n markwaarde het van 10 miljoen rand, 'n belastingbasiskoste van 1 miljoen rand. So binne in hierdie eiendom, as die maatskappy hom gaan verkoop, sit daar ook 'n ongerealiseerde belastingwins, 'n kapitaalwins van 9 miljoen rand. So wat artikel 42 doen, die meganismes waarmee hy die oorrolverligting gee, is elke keer wat jy artikel 42 gebruik, word hierdie wins gedupliseer. En die duplikasie gebeur in die sin dat die wins wat daar is in die bate, gaan sit nou ook in die aandeel, en dit bly in die bate sit. So as 'n mens dan nou byvoorbeeld 'n struktuur gaan doen waar daar meervuldige lae van maatskappye is, en jy sit ouer maatskappy na ouer maatskappy na ouer maatskappy op, elke keer wat jy hierdie bepaling toepas, word die wins nog 'n keer gedupliseer. So om af te sluit,
Ek dink die gedagte en die boodskap wat ek graag by julle wil oorbring is nie om te sê artikel 42 is nie 'n nuttige bepaling nie. Dit is definitief en dit het definitief sy plek. Maar ek dink 'n mens moet bewus wees van die volle effek van artikel 42 as 'n mens dit gebruik. Dit mag dalk wees dat in sekere gevalle sal jy die transaksie nie op daai basis wil doen nie, of in ander gevalle is dit dalk maar net bloot om te sê dat jy moet bewus wees en jy moet in jou agterkop hou, hierdie 2 lae van wins is daar. En as jy die volgende transaksie doen, wil jy dit nie op 'n basis doen wat beide lae se wins laat ontsluit nie. Dis al vir die episode vandag. Dankie dat jy geluister het. En as jy hierdie potgooi geniet het, gaan sluit asseblief aan op jou potgooi platform. En natuurlik vertel al jou vriende en kollegas van die potgooi. As jy enige vrae het vir wat jy graag sal wil hê ek in 'n toekomstige episode moet oorweeg en bespreek, dan is jy welkom om vir my 'n e-mail te stuur. My e-mailadres is in die notas vir die episode. En soos gewoonlik, niks in hierdie potgooi is bedoel om belastingadvies te wees of selfs om 'n plaasvervanger vir feitspesifieke belastingadvies te wees nie. Tot volgende keer. Totsiens.